prys die Here vir hierdie wonderlike oggend. Halleluja, glory, halleluja. Blessed is the Lord Almighty God. Het is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om te weet, ons kan 'n God aanbid, wat daar is, wat omgee, wat ons lief het. 'n God is, wat aan ons kant is. 'n God het, wat ons kan deurdra, deur omstandighede, deur moeilike tye. En weet jy wat? Ons hoef nie alleen te wees nie, ons hoef nie benoud te wees nie. Ons kan net opkyk na ons Skepper en weet hy's daar. Sy liefde omhels ons, sy wysheid omgord ons, en hy is saam met ons elke tree, elke moment, elke sekonde. En daarom wil ek my vreugde in die Here hê. Daarom wil ek hom aanbid met alles in my hart. Ek wil hom loof, ek wil hom prys, ek wil hom eer, ek wil hom verheer. Ek kan nie my dag begin sonder die Here nie. Ek sit vanoggend die hele tyd daar buite en kyk so na die natuur, die bome. En ek sien, ja, ons kom nou in 'n tyd waar die seisoen begin verander, maar die meeste van die blare in die bome is nog steeds groen. Hier en daar is daar blare wat verander, wat wys, luister, die seisoen gaan nou verander. Maar, die waarskuwing is daar, maar, God is nog steeds in beheer. God is die een wat die krag het, die mag het, die heerlikheid het. Hy het alles. Hy is die een wat die universe roep, wat die skepping roep. Hy is die almagtige God en alles is in sy hand. En dan besef ek, maar ons het nie eintlik nodig om so bekommerd te wees in die lewe oor klomp nonsens en goed nie. Al wat ons moet doen, ons moet ons toevlug in die Here hê. Ons moet op die Here vertrou en weet dat die Here die een is wat in beheer is. Ek kan nie, soos die woord sê, ek kan nie my hare van grys na bruin toe, as ek daai koop, ja, maar ek kan dit nie self verander nie, maar God kan. Ek lees nou die dag 'n getuienis van 'n vrou wat baie siek was, en hulle het al gelos dat sy so erg is dat die dokters moed opgegee het, vir haar gesê het, luister, die binne 'n kwessie van 2 of 3 dae gaan jy sterf. En haar hare het verander, na grys toe. En toe sê nee, sy gaan terugdraai na die Here toe. En sy het die Here begin soek, met 'n opregte, waardige soektog, om, as ek vir jou so sê, sy het gaan soek na die Jesus Christus, wat uit die doodheid opgestaan het. Sy het hom begin soek in haar lewe. Sy het begin 'n honger raak vir hom. En wat nou gebeur het is, toe sy so begin angstig soek na die Here in 'n werklikheid, toe maak die Here haar gesond. En toe die Here haar gesond maak, en binne 'n paar dae toe ontslaan, die dokters was verstom geweest. Hulle medies gewys kon hulle niks vir haar doen nie, en hulle kon nie verklaar wat het gebeur nie. En wat nou gebeur is, nou stuur hulle haar huis toe. 2 weke later het haar hare van grys na swart toe terug verander. Hoekom? Dis die werk van die Here. Die Here is daar vir ons. Daar is hoop vir ons mense, daar is hoop in Jesus. Maar hy is nie net Jesus nie. Hy is die lewendige Jesus wat uit die graf uit opgestaan het. Hy is die oorwinnaar. Hy is die triomfeerder oor die dood. En hy is daar. Maar ek en jy moet hinker om die lewendige God te aanbid, die lewendige Jesus te soek, en die lewendige Heilige Gees in ons lewe toe te laat. Dit is wat die verskil is. En mense wat sê hulle is Christene, maar jy kan nie Jesus in hulle sien nie. Dit is 'n probleem. Die Christen se doel is juis dat hy die gesig, die image van God moet hê, dat hy die beeld van God moet uitdra, dat hulle Jesus wat gesterf het en ook opgestaan het in ons kan sien. En daarom wil ek jou bemoedig, man, kom na Jesus toe,
Begin 'n werklike verhouding met die Here. Soek die Jesus wat uit die dood uit opgestaan het. Soek hom, die lewendige Jesus. Jou lewe sal totaal en al verander. Jy sal nooit weer dieselfde wees. Net tot hier so. Psalm 105 vers 1. Loof die Here, roep sy naam aan. Maak onder die volke sy dade bekend. Prys die Here. Ek het jou nou net vertel dat God die God is van goedheid. Dat God die God is wat dinge kan verander, situasies kan verander, jou deur storms vat. So kom ons fokus op laat ons ons doel kry om die Here te volg, die Here lief te hê, die Here na te streef en die Here te soek elke sekonde, elke moment. Jy weet as Jesus gaan kom, dat jy kan saamgaan. Dat die woord nie wat hy gesê het, ons pas op vir daai woord wat hy gesê het, baie gaan vir my sê in hierdie dae, Here, Here, in U naam het ons gebid, in U naam het ons duiwels uitgedryf, dan sê die Here, ek ken jou nie, ek ken jou nie. So ek wil vanoggend vir jou sê, asseblief, dien die Here met opregtheid in Jesus naam. Dankie Here. Halleluja. Kom ons loof net die Here. Kom ons prys hom. Kom ons aanbid hom. Here, Abba Vader. Ons kan vanoggend kom met groot vreugde voor U. Ons kan nie net dien, loof, prys, eer, verheerlik. Ons kan net die naam van Jesus, die lewendige Jesus wat uit die dood uit opgestaan het, vanoggend in hom triomfeer, want hy is die triomfeerder, die oorwinnaar in die dood, oor die dood. En Here, dankie vir Jesus Christus, wat die seun van God is, die lam van God is. Here Vader, dankie dat ons vanoggend kan hinker na Jesus toe en weet, dit is Jesus wat opgevaar het na U toe. En Here, dat ons die Heilige Gees kan kry, die Gees van God. Here, dankie vir die Heilige Gees, dankie vir die trooster, dankie vir ons leermeester, dankie dat ons vanoggend ons toevlug in U kan neem en weet U is daar. Dankie Here, in die naam van Jesus, dat ons net vanoggend, Here, U kan loof, prys, eer en verheerlik. Laat ons dit vanoggend kan weet, Here, U is daar. En ons het nie 'n rede om bekommerd. U is die een wat die sorg dra. U is die een. En Here, ons bid vanoggend dat die Gees van U oor die mens uitgestort sal word, die harte sal verander. Here, dat U ons sondes sal vergewe, ons moeswillige sondes, Here, waar ons U tart elke dag, Here. Here, bid ek, Here, dat U ons volk sal bring op ons knieë. Ons manne, ons vrouens, ons kinders, Here, laat al harte sal uitgaan en verenig met die almagtige God, die lewendige God, die waardige God, die onbeskryflike God. Die God van Abraham, Isak en Jakob, Jehovah, Heer, Yahweh, Here Vader, laat ons U sal soek in ons lewe, Here. Here, ons dink ook aan Israel, wees so saam met hulle behoede bewaar en beskerm hulle, seën hulle, Here. Ons dink ook aan die vrede van Jerusalem, seën Jerusalem, Here. Ons bid vir daai vrede in die magtige naam van Jesus Christus, die Nasarener. Dankie, Here. Tot eer van God, Abba Vader, God van Abraham, Isak en Jakob, Jehovah, Heer, Yahweh, onze Vader, die almagtige, die alomteenwoordig, ja, die God wat hemel en aarde gemaak het, deur die krag van die Heilige Gees. Amen en amen en amen. Mense, weet, vandag gaan 'n goeie dag wees. Hou vas, dien die Here met die opregtheid. Soek die Jesus Christus. Soek hom, verenig jou met die lewendige Jesus. Soek daai lewendige Jesus in jou lewe, sodat hy kan laat hy kan heers. Soek hom, laat hy sy plek kan kry, en laat ons hom as koning kan kroon. Halleluja, want hy is the King of Kings and the Lord of Lords. So ja, weet, vandag gaan 'n goeie dag wees. So ja, onthou vanaand het ons kom saam om 7 uur, waar ons al die kinders van die Here net bietjie bemoedig en sê, luister, dat sit die dinge neer van die dag
En kom ons loof net die Here en prys die Here en ons bid net 'n bietjie, ons bemoedig julle net vanaand. So ja, dis waaroor dit gaan vanaand, die kos om die kinders van die Here te bemoedig. So wees ingeskakel om 7:00, 'n geseënde dag. Dan tot vanaand toe. Shalom julle. Bye bye.